saam lees uit Efesiërs hoofstuk 4 van vers 17 af en net so tot by die tweede vers van hoofstuk 5, want dis 'n eenheid wat saamhoort. Efesiërs 4 van vers 17 af. Ons was hierdie hele kwartaal so tussen die lydenstyd deur met die Efesiërsbrief besig. So ons gaan vanoggend aan by vers 17 van hoofstuk 4, maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan lees, kan glo en kan bely dat U ons hierdie wêreld so lief gehad het, dat U U enigste seun Jesus na ons toe gestuur het. Dat U hom gestuur het om te kom betaal vir die sondelas van die skepping, van elke mens wat nog ooit geleef het en sal leef, en dat ons Here Jesus vir ons daardie prys betaal het. Here Jesus, ons kan U net loof en aanbid en dank, en ons wil U met ons hele lewe dien. Ons wil ons harte en ons gedagtes en ons krag en siel en verstand vir U gee, dat U deur ons kan vloei en deur ons kan werk. O Heilige Gees, dankie dat U ons herinner aan hoe lief U vir ons is, hoe naby U aan ons is, dat U in ons kom woon het. Herinner ons vanoggend opnuut weer aan die hart en die woorde van ons Here Jesus. Amen. Ek lees uit die nuwe 2020 vertaling. Paulus skryf in vers 17, dit sê en bevestig ek dan in die Here. Julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister. Hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. Omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle self oorgegee aan losbandigheid om onversadigbaar allerhande onreindade te pleeg. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor en julle is oor hom onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is, naamlik dat julle, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. En daarom, vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Hy moet eerder deur werk met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerande met 'n aangename geur. Tot sover. Ek wil graag 3 van die verse 4, maar die eerste 2 net gou saam met u weer lees. In vers 23 en 24 skryf Paulus, julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. En dan 'n vers wat eintlik alles saamvat is vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees nie. Moenie die Heilige Gees
hartseer maak nie. Dan die eerste 2 verse van hoofstuk 5 volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde net soos Christus ons liefgehad het. Ons weet nou dat in hierdie gemeente van Efese was daar nog 'n bietjie tweespalt. Die gemeente was nog so 'n bietjie verdeel tussen die Christene wat uit die Jodendom gekom het en die Christene wat uit die heidense wêreld gekom het, meestal Grieksprekende Romeine wat in hierdie groot stad gebly het, maar wat dieselfde Here Jesus aanvaar, glo en bely en dien het en een gemeente is, en dat Paulus baie mooi met hulle moet praat oor hierdie skeidingsmuur, sê hy, wat Christus afgebreek het en nie net een nuwe liggaam of een volk of een kerk gemaak het nie, sê hy, een nuwe mens gemaak het, noem hy dit. En dan in hierdie gedeelte verwys hy net so 'n bietjie na die ou lewe en hy kontrasteer dit met die nuwe lewe in Christus. Ons kon dit nou eintlik baie goed hoor. Dit is nie die heel moeilikste gedeelte in die brief nie, maar dis ook die gedeelte wat ons so maklik by ons kan laat verbygaan, omdat ons dalk dink, ag maar hy praat mos nou nie met my hierson nie. So ons gaan vanoggend net so 'n bietjie kyk weer, wat beteken hierdie beeld. Paulus het 'n paar beelde in sy briewe gebruik, meer as een keer, wat baie goed werk, veral by daardie groepe, of jy nou van die Grieke afkomstig was of uit die Jodendom. Hy gebruik baie keer weermagbeelde, soldate, gevegte, oorwinnings. Hy gebruik sport graag oor atlete en wanneer mense aan 'n wedloop deelneem. Hy gebruik ook graag beelde uit die landbou, want ons Here Jesus het dit ook gedoen, die boer met die wingerd en wat geplant word en wat moet vrug dra. En in hierdie gedeelte hoor ons ook so 'n bietjie van hierdie kontras. Hy praat hier asof ons kan dink aan 'n soldaat wat van 'n oorlogssituasie af terugkom, 'n geveg, en sy klere is vuil en dalk bebloed, en hy self is nie skoon nie, maar hy het huis toe gekom, want die oorlog is verby, die oorlog is gewen. Nou, toe kom die soldaat nou by die huis aan, en natuurlik nadat hy sy familie gegroet het, wil hy homself skoon kry en nuwe skoonklere aantrek. Ek was bevoorreg ek het nogal gesoek die week, en ek kom toe op hierdie kort videoetjie af. Julle moet vinnig kyk, want hy is baie kort. So 'n soldaat wat so vinnig homself skoon gekry het, in my tyd het dit bietjie langer geneem. Maar dink maar net aan so 'n soldaat wat nou daardie ou uniform uitgegooi het. Mens mag dit mos nou volgens die wet nie weggooi nie, maar mens kan dit gaan inhandig by die weermag om daarvan ontslae te raak. Jy gaan dit nooit weer terughaal nie, want die oorlog is verby. Daar's nou vrede, en sy familie het vir hom hierdie nuwe skoonklere gereed gehad wat hy kon aantrek. So praat Paulus ook so 'n bietjie in hierdie gedeelte oor Christene. Mense wat nog so 'n bietjie van hierdie ou vuil uniform aan het, miskien nog so kous of dalk 'n hele lang broek of 'n hemp, hoop ek nie dat ons so baie van hierdie ou klere aantrek nie. Dan sê Paulus, maar dit is eintlik iets wat fisies onmoontlik is. Hy sê, want julle het dan nou die ou mens se ou klere uitgetrek. En daarom in hierdie eerste gedeelte herinner hy ons maar net, en ek kan baie vinnig daaroor gaan, want u almal kan dit lees en verstaan, maar die vraag is om selfondersoek te doen en te kyk, is daar nie dalk in my lewe nog so iets van hierdie klitsgras wat aan my vassit, waarvan ek ontslae moet raak nie. Hy sê vir hulle, moenie meer soos die heidene leef nie. Dan praat hy van hulle niks beduidende gedagtes, hulle denke is verduister. Dit kan so 'n bietjie van 'n skimp wees op die Christene wat uit die Griekse wêreld kom. Die Grieke het verskriklik graag gefilosofeer en met hulle redenasies en denke almal probeer oortuig. Maar dit was baie wêreldsgerig. Onthou, die Grieke se agtergrond is dat hulle gedink het, onthou maar net, as 'n mens nie wedergebore is nie, en jou gewete is eintlik dan maar nie vreeslik aktief nie, behalwe as die Here jou help daarmee deur sy gees, het van daardie Grieksprekende mense eintlik die hele heidendom, die hele wêreld destyds, wat nie in God geglo of hom aktief gedien het nie, het gedink jy kan maar doen net wat jy wil. Daar's geen konsekwensies nie, daar's nie gevolge nie. En die keisers het so 'n bietjie probeer om te sê, maar doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Hulle het so 'n bietjie van 'n gewete probeer inbou. Maar Paulus sê, die meeste van hulle, hy sê, van julle was ook so. Julle gedagtes was maar duister. En dan sê hulle,
was vervreemd van die lewe met God. Hulle was onkundig, sê hy, letterlik sê hy, hulle was dom. Hulle het gedoen net wat hulle wil en hulle het nie vir hulle aan God gesteer nie. Hy sê dis hoe dit in die ou dae met die ou vuil klere was. En wat was die rede daarvoor? Die hart. Hy sê hulle harte was kliphard. Daar was in hulle harte geen sagtheid, geen gees van God nie. En nou kan die Jode baie mooi identifiseer uit die profesie wat sê Jesus het gekom om die kliphart uit te haal en vir ons 'n hart van vlees en bloed te gee. Om God se hart vir ons te kom gee. Hy sê hulle was gevoelloos in hulle ou lewe. Hulle het hulle self oorgegee om onversadigbaar allerhande goed te doen. So dit was nie so sporadiese kyk hier of doen daar nie. Dit was 'n lewe wat oorgegee was aan totale losbandigheid. En dan gaan hy verder in vers 25 en dan, hy het nou eers weer so 'n bietjie positief gepraat, dan kom hy weer terug en hy onthou, maar daar's nog goed waarteen hy ons wil waarsku. Hy skryf in vers 25, moenie julle met leuns besig hou nie. Hy sê, vermy die leuen, praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is een liggaam. Hy sê nie gemeente veral, en nou natuurlik daar buite ook, ek persoonlik dink daar buite des te meer, dat die wêreld kan sien aan wie ons behoort. Hy sê net die waarheid. Nou julle weet mos wat is die voordeel daarvan om die waarheid te praat, jy hoef niks te onthou nie. Dis mense wat jok wat 'n verskriklike goeie geheue het, want hulle moet kan onthou vir wie hulle wat gesê. As jy die waarheid praat, het jy 'n vry lewe. En dan sê hy in vers 26, word kwaad. Nou hy sê nie, dis nou 'n opdrag gaan word nou kwaad nie. Hy sê eintlik kwaad word is maar daar. Hy sê maar moenie sondig nie. Die ou vertaling, die 83 vertaling sê moenie die dag kwaad afsluit nie. Hy sê laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. En dan sê hy in daardie konteks moenie vir die duiwel plek gee nie. Nou ons weet Jesus Christus het die duiwel oorwin, maar Paulus sê kwaad word en kwaad bly is eintlik soos die bose funksioneer, nie soos die kinders van God nie. Dan gebruik hy 'n baie praktiese voorbeeld en ons sal nou dink, o goed, dit gaan nou net hier oor mense wat steel, maar dis net 'n voorbeeld van sonde. Hy gebruik nou spesifiek steel. Ek wonder net altyd as ek dit lees, was daar in daardie gemeente nog mense wat bekend was daarvoor dat hulle steel? Want hy sê, die een wat steel, wat nog steel, moet nie meer steel nie. Dalk het hy gehoor van iemand in die gemeente wat steel. Maar onthou, dis ook net 'n voorbeeld van sonde. Hy kon net sowel gesê, die een wat sonde doen, moet nie meer sonde doen nie. Maar nou gebruik hy 'n baie praktiese voorbeeld. Hy sê, in plaas van om die verkeerde te doen, doen die teenoorgestelde, doen die goeie. In plaas van om te steel, gaan werk. En nie net om te werk, sodat jy nie meer steel nie. Hy sê, jy moet nou so goed doen, dat jy vir arme mense ook kan help, dat jy vir die behoeftiges iets het om te gee. Dis so 'n klein stukkie restituisie, nê. Want in plaas van om die verkeerde te doen, doen ek dubbel die goeie, sodat ek ander mense daarmee kan dien. Vers 29 is iets waarmee die hele wêreld nog sukkel. En dit gaan nou nie net oor sosiale media nie, alhoewel dit daar wild aangaan. Hy sê, nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom. Paulus was nogal erg ingestel op hoe ons praat en wat ons sê en hoe ons dit sê en met watter gesindheid en bedoeling ons dit sê. Praat ons nie dalk ook soms afbreekend nie? Hy sê nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is vir mense. Eerder hier sê hy, 'n woord wat goed is vir die noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. Dit wat ek en jy sê vir iemand, bevoordeel ons hulle met wat ons sê, of is daar dalk so 'n steekie in? Ons is mos nou kinders van die Here, ons sal mos nou nooit lelik wees opsetlik met iemand nie, maar ons praat so maklik oor ander mense, nê. En dan is dit baie keer afbreekend, en dan in daardie selfde asem sê hy iets wat ek graag eerder wil uitlig as 'n sentrale gedagte, maar sommer so in dieselfde asem sê Paulus, moenie die Heilige Gees hartseer maak nie. Moenie die Heilige Gees hartseer maak met wat jy sê of wat jy doen nie.
Hy sê, julle is met die oog op die bevrydingsdag reeds verseël deur hom. Hy woon in julle. Hy hoor alles wat ons dink. Hy sien alles wat ons sien. Hy lees alles wat ons lees. Hy hoor hoe praat ons met ander mense. Moenie hom hartseer maak nie, sê Paulus. Dan sê hy, laat alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster weggaan uit julle lewens, saam met elke vorm van kwaad. Dit klink erg. Ek wonder waar Paulus hierdie mense in sy gemeente raak geloop. In die 83 vertaling stel hy dit so, dis maar net 'n ander manier om dit te vertaal, is dieselfde oorspronklike Griekse woorde, en dan sê hy, moet nooit verbitterd of opvleend wees, of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Laat vaar alle bitterheid. En dis hoekom ek gesê het, hierdie is so 'n stukkie selfondersoek. Er staan nog so 'n bietjie van hierdie ou vuil klere wat ek dra. Ondersoek jou eie hart vandag. Is daar enige vorm van bitterheid? Dan is jy nie vry nie, sê Paulus. Dan moet jy iets daaraan doen. Ons kan nie maar net dit saamsleep met ons dag vir dag nie. Paulus sê, ons is nou deel van die liggaam van Christus. Ons het ons rug gedraai op die ou mens. Ons het die ou vuil klere uitgetrek en dit verbrand of weggegooi, daarvan ontslaag geraak. Nou die volgende is natuurlik net die teenoorgestelde daarvan, en dit kan ons vinnig deurgaan. Ons ken hierdie gedagte, hierdie beeld baie goed. Hy praat in ander briewe in Kolossense ook daarvan, oor hierdie nuwe klere wat ons dra, koningskinders met nuwe klere, met klere wat die kleure van ons koning ook bevat. Ons het amper soos uniforms van ons koning aan, met sy klere wat weerspieël na die wêreld toe, aan wie ons behoort. Van vers 25 sê hy, as wedergeborenes het ons nou die identiteit van Christus, en ons moet dit uitleef, nie die ou identiteit van die verlede nie. En daarom noem hy die positiewe goed ook, dit het ons gelees, praat altyd die waarheid. Pas op vir woede. Hy gebruik steel net as 'n voorbeeld. Werk hard, gee vir die armes, sê hy. Moenie afbreekende woorde uit julle mond laat kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou. Praat opbouend. Nou, hy bedoel nie ons moet nou, party mense kan dit nou dalk weer vals doen en so positief wees en daar's niks fout nie. Dis nie hoe hy sê ons moet wees nie. Ons mag erken dat daar swaar kry is. Ons mag selfs erken dat ons verskil van mense. Maar as ons in ons gesprekke opbouend kan wees, sê hy, dat die voordeel kan wees vir diegene wat ons hoor. Hoe praat ons met mense? Nou die ou gedagte wat mens maar van jongs af al, wat by ons seker ingedrul is as goeie Afrikaners, mense, hoe praat jy met jou sogenaamde meerdere? Maar ook, hoe praat jy met die wat onder jou aangestel is, die wat vir jou werk? In die 83 vertaling het ons gehoor, hy sê, vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. Ek kan my so verwonder as mense so begin redeneer oor wat of vloek nou verkeerd is en watter woorde is nou verkeerd, alles is verkeerd. Paulus sê net eenvoudig, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. Hy probeer nie eers redeneer oor watter woorde is nou al aanvaarbaar in ons samelewing nie. Geen vuil taal nie, sê hy. Hy sê maar wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing. Dis iets wat ons samelewing kort, broers en susters, selfs in die kerk. Nou praat ek met julle wat hier is vanoggend. Maar kom ons gaan doen dit daar buite. Wat beteken innige meelewing? Ek lees hierdie week 'n artikel oor wanneer mense bystaan wat in tye van smart en rou is, sê die persoon, moet asseblief nooit vir iemand wat 'n verlies gehad het, of wat swaar kry, of wat dalk skade gely het, sê net wat ek vir jou kan doen.
Sê net as ek kan help. Ons ken ons almal daai boodskappe. Laat weet as ek iets vir jou kan doen. Hy sê dit beteken niks, want daardie persoon gaan nie dit doen nie. Wie van ons gaan dan terug antwoord en sê, ja, weet jy wat, ons yskas is leeg, of ek kom nie by die gras sny uit nie, of my kar moet eintlik gaan vir 'n diens, ek het niemand om hom te vat nie. Ons gaan nie sê wat ons nodig het nie. Hy sê, in plaas van om vir iemand te sê net wat ek vir jou kan doen, gaan doen daai ding wat jy wou doen. Gaan sny hulle gras, vat vir hulle beskuit, laai hulle op, vat hulle kinders skool toe, maar moenie vir die onus op die ander persoon plaas om te sê net as ek vir jou iets kan nie help nie, hoor. Doen dit in 'n gemeenlewe. Ek gaan nie vandag praat oor vergifnis nie, want julle ken dit almal. Hy sê, maar hoe moet ons vergewe? Soos God vergewe. Finaal, volkome, afgehandel, sonder om ooit weer daaraan te dink, sê die Hebreërskrywer. Hier raak Paulus baie prakties. En daarom laat hy ons so op 'n manier aan onsself oor in vers 30, nê. Hy wil nie vir ons elke liewe voorbeeld gee nie, ons is volwassenes. Hy sê vir die gemeente, julle is kinders van God. Julle behoort eintlik te weet wat om te doen, en daarom gee hy vir ons so sleutelgedagte wat vir ons almal persoonlik van toepassing is, wat ons self kan interpreteer. Hy sê, moenie die Heilige Gees hartseer maak nie. Nou kan jy aan enige iets dink. En enige iemand. Wat het ek gesê? Hoe het ek iemand behandel? Selfs net, wat het ek van iemand gedink? Het ek nie dalk in daardie oomblik die Heilige Gees bedroef met my gesindheid, met my hart, met my gedagtes of met my woorde, of mag die Here gee dat dit nie met my dade was, dat ek die Heilige Gees bedroef het nie. Dit gaan nie hier oor wettisisme of moralisme, jy mag nie dit, jy mag nie dat, jy mag nie dat nie. Paulus sê nee, dit gaan oor die Heilige Gees. Hy lei ons. Hy wys vir ons die pad. Dit gaan oor die vrug van die Gees. Oor liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid. Maar Paulus sê vir ons, julle is volwasse genoeg om self te luister na die Heilige Gees. Dit wat jy nou net gesê het, dit wat jy nou net gedoen het, nou net gedink het jy nie dalk die Heilige Gees hartseer gemaak. In 2 Korintiërs 3 vers 18 skryf hy, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, ons almal, want die sluier is van ons gesig af weggeneem, ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word, die heerlikheid wat van ons uitstraal, sê hy, neem steeds toe. Hy sê, maar dit is die Here wat dit doen deur sy Gees. So die vraag is maar net wat Jesus ook dalk vir ons vandag sou vra, kan die mense ons aan ons klere ken, of soos hy dit gestel het, kan hy die boom aan sy vrugte herken? Wat sien die mense as hulle ons met ons te doen het? En daarom sê Paulus, ons het klaar uitgetrek, ons het klaar die ou klere weg van ons slaag geraak, ons het nou die nuwe klere aan, daar's nou net hierdie klein aanpassingkies wat ons moet doen. Ons moet nou soos God wil hê ons moet leef deur sy voorbeeld na te volg. In vers 1 en 2 het ons dit gehoor. Hy roep ons op as kinders van God, volg die voorbeeld van God as sy geliefde kinders. Ons moet letterlik, en ek bedoel dit nou nie letterlik nie, maar die gedagte is dat ons God moet naaap. Dat as hy hier so sou gemaak het, moet ons hier so maak. As hy hierdie een wou verwelkom, moet ons hierdie een verwelkom. As hy vir hierdie een wil sê, kom ek wys jou die beter pad, dan moet ons dit doen. Ons kan nie mos nou anders optree as wat God sou opgetree het nie. Dan maak ons die Heilige Gees hartseer. Dan sê ons vir ons Vader en ons God, ons is baie lief vir U en U is so volmaak en U doen alles so in liefde, maar ons kan nie. Volg dan nou die voorbeeld van God, sê hy. Leef in liefde net soos Christus ons lief gehad het. Net soos Christus. En terwille van ons het hy homself oorgegee as 'n offergawe aan God. En die vraag is of ek en jy leef soos God. In liefde,
En onthou, hy het hierdie ganse skepping gemaak uit sy hart uit. Elke liewe mens wat bestaan, was in sy gedagtes, in sy hart, toe hy daar in die begin gesê het, hier's niks, hier's niemand. Kom ons maak mense na ons beeld en gelykenis. En hy het hulle almal gemaak. Dis net ons wat dink die duiwel het party gemaak. En daar's nou nie 'n ja maar hierso nie. God leef nie in liefde ja maar nie. God leef in liefde. En daarom moet ons as kinders van God konstante koersaanpassings maak, terug na Christus se hart toe, terug na Christus se wil vir ons en vir die wêreld toe. Dis soos 'n vliegtuig, ek nou nie probeer slim klink nie, maar dis nou ook nie 'n geheim nie, dat as 'n vliegtuig ergens opstyg, sê nou maar in Europa en hy's op pad Suid-Afrika toe, is daar konstant koersaanpassings. 90% keer van die tyd is 'n vliegtuig van koers af. As gevolg van weersomstandighede, turbulensie, ander lugverkeer, en daarom is 'n loods noodsaaklik nou gelukkig deesdae of lankal, is daar sulke slim uitvindings soos die Engelse woord sê 'n autopilot. Die loods kan daar 'n knoppie druk en dan sal die vliegtuig homself op koers hou. Maar as jy 'n vliegtuig los, gaan hy heeltemal aan die verkeerde kant van die aarde opeindig. Daar moet konstante koersaanpassings gemaak word, en dit sê Paulus net vir ons, maar hoor hierso, julle is klaar gered, julle is klaar kinders van God, julle het die nuwe klere aan, julle is vervul met die Heilige Gees, pas op nou net waar julle trap. Maak net 'n koersaanpassing as dit nodig is. In Romeine 8 vers 4 en 5 skryf hy dit so, hy sê, nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, want ons lewe nie deur ons sondige natuur wat ons beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, sê hy, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Hoor jy wat sê Paulus? Sê ons moet kort 'n koersaanpassing maak indien nodig en ons besig hou met die dinge van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, liefde. En dan sluit hy die gedeelte wat ons saam gelees het af met hierdie ander bekende beeld van 'n offer met 'n aangename geur. Ons het nie net nuwe klere gekry nie. Paulus sê ons het nuwe oliekolonie ook gekry. Die dames het so parfuum wat vir hulle so instap in die vertrek dan. Dan wonder ons wie's dit. Die mans het onderarmspuit goed. Dis maar die naaste wat ons daar kom is naskeermiddel en deodorant, nê. Maar as 'n skoon man by 'n vertrek inkom, dan kan mens hom ook ruik. En het julle al, mens kry dit nou nie meer so baie nie, mens moet vroeg in die oggend by een van die kettingwinkels wat broodbak instap, want in die ou dae het ons na die bakkery toe gegaan. As jy daar instap en jy kry daai reuk van daai vars gebakte brood, nê. Dis 'n aangename geur. Paulus sê die mense moet ons amper as ware kan ruik. Ons moet vir hulle goed ruik as ons inkom. In 2 Korintiërs 2 vers 15 praat hy in dieselfde trant, hy sê ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die wat bereik, wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. So hoe ruik jou lewe? Watter geur bring ons in 'n gesprek in? Watter geur bring ons in ander mense se lewens in? Is dit verwerpend? Is dit negatief? Is dit afbreekend? Of is dit in liefde, soos God dit sou gedoen het as hy in daardie gesprek ingestap het? Maak ons dalk die Heilige Gees nog hartseer met my eie selfsugtige gedagtes? Daar waar ek weier om te dink soos God wil hê ek moet dink, om liefdeloos dalk te leef teenoor ander mense, dalk met kwetsende woorde of negatiewe woorde of my dade of my optrede. Ek weet ons is almal baie lief vir die Here, maar daarom des te meer moet ons sorg dat ons inpas is met Christus.
dat ons sy hart na die wêreld toe vat. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ergens eendag in elkeen van ons se geskiedenis ons gehelp het om van die ou vuil klere ontslae te raak. Dat ons dit kon uittrek en weggooi en agterlaat. Vergewe my elke keer as ek nog terughinker na daardie ou T-shirt wat so lekker dra, maar wat lankal weggegooi moes gewees het. Net omdat dit vir my gemaklik sit. Dankie dat ons elkeen kan terugdink aan 'n dag in die geskiedenis van ons geestelike lewe, toe U vir ons met nuwe klere beklee het, nuwe klere aangetrek het, U klere aangetrek het, U geur oor ons versprei het. En dankie dat ons die voorreg het om gebrand te word soos wierook. Ons wil nie besluit wat is goed en reg en verkeerd nie, Here. Ons wil doen wat U sou gedoen het. Brand ons soos wierook om 'n aangename geur te versprei. En bring opnuut vandag my hart na U toe. En ek pleit by U, Here, bewaar my daarvan dat ek U gees hartseer sal maak. Dat ek U gees sal bedroef. Amen.